What am I doing? 60, 70, 80 hours of labor every week, Monday to Friday, sometimes Saturdays and Sundays. Sitting in traffic for 1 hour, 2 hours, 3 hours, day in and day out. Is it all worth it? Working with people in hospitals, having all-nighters, working with sick people, and some of them don't even appreciate my work. To meet month's end, pay all my bills. Sitting on construction sites, mines, building, grafting, working for who? For what? Is the purpose of all of this just to try and make money? Surely there should be more to all of this. Work. The area in our lives we place in the mundane and necessary. It determines our decisions and our schedules, and it washes our world into grey. But once we start viewing our labor as not just a means to an end, but worship, it begins to echo throughout eternity. Rejecting the clock as an obligation and seeing it as an opportunity to embrace purpose, not in your job title, but in the unique partnership with God. Our labor is transformed into a sacred offering. As the burden begins to lift, the blessing in the everyday tasks begins to surface. 40 days of discovering my calling, labor to legacy. Meer as net werk. En ons het begin deur 'n fondasie neer te lê oor wat die Here vir jou en my sê wanneer dit kom by werk. Dat ons nie net lewe van oorlewing in ons werksweek nie, maar kan uitkom by 'n plek waar ons verstaan dat ons werksplek en ons omgewing waarin ons werk verrig, die sendingveld of die gemeente word waar ek die pastor is. As ek jou vanmôre vra, hoeveel van ons, wanneer ons in ons werksomgewing is, hoor die uitdrukking, dankie tog, dis Vrydag. Dankie tog, ek kan uit hierdie plek uitkom. Dankie tog, ek kan myself probeer regkry, want Maandag kom alweer. Vir baie mense het werk iets geword wat hulle moet verduur, eerder as iets wat hulle geniet. En ek wil nie jy moet jou hand opsteek nie, maar as ek jou vanmôre vra, hoeveel van ons geniet eintlik wat ons doen? En hoeveel van ons doen wat ons doen, omdat ons dit moet doen, want ek kry 'n salaris deur dit wat ek doen. Sommige sien werk as 'n las, ander sien dit bloot as 'n vermoë om te kan eet en te kan lewe. En meeste en baie mense spandeer die grootste deel van hulle lewe aan werk, terwyl hulle nou werk om eendag die regte lewe te begin leef. Maar wie wil ek vanmôre sê? Die Bybel het 'n ander perspektief. Die Here het nooit bedoel dat werk iets is wat ons bloot moet doen en oorleef nie. Hy het bedoel dat dit 'n plek sal wees waar ek en jy ons Godgegewe doel kan uitleef, waar ons mense kan dien en saam met die Here in ons werksomgewing 'n atmosfeer skep waar sy koninkryk gevestig word. Hierdie transformasie is nie bloot om van werkloosheid na indiensneming te beweeg nie. Dit is nie om net te oorleef nie, maar dit is om 'n impak in my omgewing te maak. En ek wil jou nooi om saam met my op die skerm 1 Petrus 4 vers 10 te lees wat sê: Elkeen van julle, vanmôre is ek en jy deel van die julle. Elke liewe een van ons is ingesluit by hierdie term julle. Niemand is uitgesluit nie. Elkeen van julle het 'n gawe van God ontvang. Gebruik dit om mekaar daarmee te dien, soos goeie bedienaars van die veelvuldige genade van die Here. So vanmôre kan ek en jy nie sê, ek het niks om te gee nie.
Kan ek en jy nie sê, maar iemand anders moet die verskil maak nie. Kan ek en jy nie sê, ek het nie die nodige, verskoon die Engelse term, skills nie. Vanmôre kom die skrif onomwonde en sê vir jou en my, elkeen van ons het 'n gawe ontvang en ons het 'n keuse om mekaar met daai gawe te bedien. Omdat ons bedien is deur die genadegawe van wie hy is. Jy sien, ons gawe is nie net bloot om geld te verdien of om 'n loopbaan te bou nie, maar ons gawe is aan ons toevertrou om mekaar te dien. Met ander woorde, die gemeenskap hier vanmôre, ons as Doxadeyo kampus, ons is in hierdie kampus, nie net vir ons eie beswil nie, maar om die ou wat langs jou is, die ou wat agter jou is, die dame wat jy ontmoet het in die ingangsportaal, ons is in hierdie omgewing om mekaar te dien, sodat dit wat ons beleef, ons weer kan gaan weergee in ons gesamentlike omgewing, ons dorp en die groter omgewing wat aan ons toevertrou is. Dit gaan daaroor om 'n lewe te leef wat 'n verskil en 'n impak maak. Nou, gister het ek so 'n bietjie rugby gekyk en op 'n stadium het ek gewonder, gaan die Bomb Squad 'n impak maak op my rugby span? Ek het amper oorweeg om vir Rassie te bel en te sê, ek is nie 'n heelagter nie, maar sit my in, coach. Ek kan nie slegter doen nie. Ja. Die Bomb Squad maak 'n verskil, of hulle is veronderstel om 'n verskil te maak. Jou en my lewe, en ek sê dit nou ligtelik vanmôre, kan nie net deur die siklus van die lewe gaan en niemand om ons beïnvloed nie. Verstaan ons vanmôre dat die mandaat wat aan ons gegee is nie om radikaal te wees en iets te wees wat ons nie is nie, maar net om in die omgewing waar ons is 'n verskil te maak deur die gawe en die manier van hoe jy gemaak is. Elkeen van ons het 'n doel. Baie mense dink dat werk en die omgewing van werk amper 'n straf is. Ons het daarna verwys laasweek, maar ek wil weer Genesis 2 vers 15 lees. Hoor, wat sê die Here? Die Here God het die mens geneem en hom in die tuin van Eden gestel om dit te bewerk en te versorg. So werk was nog altyd in die Here se plan vir jou en my lewe. Want die Here is groter as wat ek en jy dink. Die Here het nie toevallig gedink, Jesus, ons gaan geld hê en geld gaan later 'n eenheid word en die mense gaan nie kan eet as hulle nie geld het nie en. Die Here het geweet dat mense op 'n stadium in die lewe gaan kom waar hulle plesierhebbers gaan wees van die vleeslike begeertes en geld gaan 'n deel van dit vorm en hoe gaan ek by mense uitkom as hulle net gefokus op dit? Die werk gaan 'n vervoermiddel wees van hoe ek deur getroue city changers 'n verskil in mense se lewe kan maak. Werk is nog nooit 'n vloek gewees nie. Maar sonde het 'n uitdrukking aan werk gebring wat dit nooit moes gewees het nie. Jy sien, werk het die vermoë om die aard van die Here aan mense te wys. Genesis 1 het die Here gewerk. Hy het geskep, hy het gebou, hy het gevorm, hy het georganiseer. Hy het orde uit chaos uitgebring. En daarna het hy die mens geskep na sy beeld. So van die begin af is daar dieselfde opdrag aan jou en my gegee, dat ons uit chaos uit orde sal skep en dat ons ook sy beeld in mense se lewens sal skep. Wanneer ons skep, wanneer ons bou, wanneer ons probleme oplos, wanneer ons onderrig gee, genesing bestuur, leiding neem, weerspieël ek en jy sy karakter, wie hy is. Hy het aan ons die verantwoordelikheid gegee om sy skepping te ontwikkel en om hierdie aarde te bestuur. Hy het grondstowwe geskep. Ons ontwikkel dit tot voordeel van die samelewing. Hy het woude geskep. Ons het die hout gebruik, ons maak balke, ons bou daarmee. Hy het vrugbare grond geskep. Ons verbou voedsel. Hy het aan ons intellek en verstand gegee. Daardeur het ons meganika ontwikkel, het ons masjiene ontwikkel, het ons medisyne ontwikkel, tegnologie.
Hy het aan ons kreatiwiteit gegee. Ons skep kuns, musiek en alles wat daarmee gepaard gaan. Hy is die bron, maar ons word die rentmeesters van dit wat hy aan ons toevertrou het. Jy sien, werk gee aan jou en my doel, rigting en waardigheid. Dit lê by jou en my die verantwoordelikheid vas, dat daar 'n geleentheid vir jou en my is om 'n bydrae te lewer, en nie net in werkskonteks nie, maar in die lewe van die mense wat saam met my werk, om 'n goeie rentmeester te wees en my doel uit te leef. Ek wil dit vanmôre weer sê, as ek en jy ons werk sien as 'n plek waar ek net besig is, dan moet ons daardie idee van werk verander. Ons moet 'n impak maak en nie net tyd spandeer om 'n salarischeck te kry nie. Jy sien, ons het op 'n stadium iewers het die mandaat wat aan ons toevertrou is, het ons dit amper half geabdikeer. Want as ek jou vanmôre vra, as werk dan so groot gawe is, waarom sien soveel mense op teen Maandag? Hoeveel van ons het al dalk oor die naweek gesê, ek wens dit word net nooit weer Maandag nie. Jy sien, omdat ons toegelaat het dat die oorspronklike ontwerp van wat werk moet wees, iewers in ons gedagtes en in die milieu van die samelewing verdraai is en verander is. Jy sien, in plaas van dat ek en jy die skepping bestuur, het ons toegelaat dat dit ons bestuur en ons beheer. As ek vanmôre ook net weer 'n praktiese ding vra, hoeveel van ons is in beheer van ons tyd? En hoeveel tyd is in beheer van ons lewe? Kan ek en jy vanmôre net besluit om vir die volgende 2 weke ons kalender skoon te maak? Of beheer jou kalender jou? Jy sien, dis dieselfde beginsel. Ons raak deel van 'n stelsel waar die stelsel dikteer hoe dinge moet gebeur, in plaas van dat ons die stelsel uitdaag en die stelsel van binne af begin verander. In plaas daarvan dat werk aanbidding is, het werk bekommernis geword. In plaas van dat werk vreugde bring dit, soos ek gesê het, druk en spanning. Een van die gevaarlikste leuns wat ons glo, is alles hang van my af. As ek dit nie maak werk nie, gaan niks werk nie. As ek nie harder werk nie, as ek nie almal dra nie, as ek by hierdie werk moet uitloop, gaan alles uitmekaar uitval. Dit laat jou en my lewe onder stres, angs, spanning, uitbranding, uitputting. Ons begin verantwoordelikhede dra, waarvoor ek en jy nooit geskaap is nie, en wat die Here nooit bedoel het ons moet dra nie. Hoor wat sê Psalm 127 vers 1 en 2, as die Here nie die huis bou nie, soeg die wat daaraan bou, te vergeefs. Dit is te vergeefs dat julle vroeg opstaan en laat slaap, en so soeg vir julle brood. Jy sien, die Here probeer kom en sê, as ek nie saam met jou in hierdie omstandigheid is nie, as ek nie saam met jou beplan en droom en werk nie, kan ek en jy die beste idees hê, die beste planne, niks gaan gebeur nie. Die kontras hier is eenvoudig. Die vlees streef, maar geloof rus. En rus beteken nie luiheid nie. Dit beteken om uiteindelik te erken dat God in beheer is, die van verantwoordelikheid dra vir dit wat ek en jy nie kan beheer nie. En weer wil ek sê, nee, ons praat nou van werk, maar hier is van toepassing in elke area van ons lewe. In hoe ons talente, ons tyd, ons vermoëns bestuur, om op die plek te kan kom waar ek verstaan, dat vlees streef, maar geloof rus. Jy sien, Jesus kom, toe ek en jy hom gevind het en ons lewe weer vir hom gegee het en ons herstel is en herbelyn is met die waarheid dat ons kinders van hom is en dat ons geregverdig is, kom herstel hy sy plan en mandaat in jou en my lewe. Jy sien, die Here het nie net gekom en ons vergewe nie, hy het ons doel weer kom herstel. Romeine 5 vers 17 sê, hulle wat die oorvloed van genade ontvang,
sal in die lewe heers deur die een Jesus Christus. Nie in die hemel nie, nie eendag nie, wat sê hy daar? Sal waar heers? In die lewe. Lewe ons vanmôre. Ons lewe. Ons lewe. En dit beteken dat ek en jy die atmosfeer of die gesindheid van heerskappy in elke omstandigheid sal inbring. Met ander woorde, Christus in my, gemerk deur sy heerlikheid, stap by die werk in en ek bring sy teenwoordigheid in my omgewing. En ons is so lief om dit te sing en dit te verklaar, dat elke plek waar ek my voet sit, dit gee die Here vir my. Ken julle daai ou koortjie? Maar speel daai realiteit uit in my omgewing. Want soms dink ek, my doel is nog vasgevang in die idee wat ek het. Johannes 15 vers 15 sê, die Here, ek is die wingerdstok, julle is die lote, sonder my kan julle niks doen nie. Met ander woorde, dit vra van jou en my 'n ingesteldheid om te sê, Here, ek is ingeënt in U, U krag, U heerlikheid, U heerskappy, U gesag, U autoriteit, dit vloei deur my, in my, van U af, maar dit vloei deur my. So ek het nie nodig om iets te probeer doen nie, ek het net nodig om U sigbaar te maak, want U krag vloei deur my. Nêrens sê Jesus probeer harder nie. Ek en jy sal weet, daar is geen persoon wat so aggressief kan raak as jy hom probeer vertel van dit wat hy verkeerd doen, as daai persoon wat nie wil hoor nie. Maar wat van as ek niks sê nie, en ek 'n lewe leef, ingeënt in die wingerdstok, wat sy karakter, sy teenwoordigheid, sy integriteit weergee, en mense skielik vir my vra, jy weet, almal vat van die Jacobs koffiehuis toe, wat die werk voorsien, maar nooit vat jy van die goed huis toe nie. Almal misbruik die fotostaatpapier vir hulle eie gewin, maak hulle kind se take, maar nooit jy nie. Hoekom nie? En skielik is daar 'n aanknopingspunt, want ek en jy verstaan dat ons werk 'n ekstensie is van ons verhouding met die Here. En dat ons nie die werk misbruik tot ons eie voordeel nie. Jesus sê, moenie harder probeer nie, bly in my. Jy sien, vrugbaarheid word nie deur inspanning voortgebring nie. Dit word voortgebring deur in hom te bly. Jy sien, 'n loot sukkel nie om sy eie vrugte te dra nie, wanneer dit verbind is tot die wingerdstok nie. Hoekom? Want die wingerdstok voorsien die lewe, die krag en die voeding. Hoeveel mense ken ek en jy, wat probeer om die Here se sending, die Here se werk, in hulle eie menslike krag en kapasiteit te doen. Die uiteinde daarvan is, dit val altyd plat, dit val altyd op die vloer, en mense raak uitgeput, omdat hulle dit probeer doen in hulle eie krag. Jesus kom weer vanmôre en sê, ek stuur jou nie na jou werksomgewing alleen nie. Ek is met jou. Ek het nodig dat ons verstaan vanmôre, sê die Here, sonder my kan julle niks doen nie. En dit verander die hele begrip van werk. Wanneer ek in 'n vergadering sit, en ons word uitgehaal en verskree, ek nie daar negatief uitstap nie, want ek verstaan, ek is hier om 'n verskil te maak. Werk is nie bloot iets wat ons vir die Here doen nie. Dit word iets wat ek en jy saam met die Here doen. Ek wil jou vanmôre uitdaag om jou werksplek anders te begin sien en anders te begin beleef. Jy sien, ons praat van in Doxodeo as deel van ons mandaat dat ons die Here moet ken, knowing God, en dat dit ons na 'n plek toe sal vat waar ons mense begin liefhet, loving people.
En wanneer ons liefde vir mense het, kan ons nie net bely ons is lief vir hulle nie, want liefde is 'n aksie. Dit vat my na 'n plek toe waar ek my wêreld wil verander, impacting my world. Maar dit kan net gebeur as ek verstaan, ek het 'n missionale uitdrukking. Missionaal beteken ek het 'n doel, ek is op pad iewers heen. Al is jou missie om van hier af Kaapstad toe te ry. Jy het 'n missie en daai missie kan net vervul wees wanneer jy in Kaapstad aankom. En jy op Bloubergstrand sit in die water, val oor jou tone en dis yskoud en jy verlang terug na die bosveld. Maar jou missie vat jou iewers heen. So, knowing God, loving people, impacting my world beteken niks as ek en jy nie anders begin kyk nie. Ek en jy is geroep om missionaal te wees. Missionaal beteken ek is 'n evangelis. Van ons het evangelistiese gawes, maar jy word die evangelis en die pastor en die profeet en die herder van jou omgewing wat aan jou toevertrou is. So die feit dat jy werk in 'n spesifieke omgewing is nie dom lak nie. Of ek moes nou maar hierdie doen want ek kon nie iets anders doen nie. Dis God se proses. En is dalk 'n seisoen, maar dis die proses waar jy missionaal kan word in daardie omgewing. Jy sien, die Here het werk geskep en hy het werk vir ons bemagtig deur sy seun Jesus. Die werksplek waar ek en jy onsself bevind word heilige grond. Jy sien, Micha 6 vers 8 sê, hy het jou bekend gemaak o mens wat goed is, om reg te doen, liefde te betoon en nederig te wandel met jou Here, met jou God. Waar leef ons dit uit? Net vir oggend? Net by ons huissel? Net wanneer ons by die kerk is? Of doen ons dit in ons kantore? In ons klaskamers? In ons besighede, ons hospitale, ons konstruksieterreine, ons plase, ons universiteite en in ons huise. Jy sien, dis die plekke waar die koninkryk van die Here uitbrei. Jy's nie toevallig 'n Christen en 'n rekenmeester nie. Jy verteenwoordig Christus deur jou rekenkundige werk. Jy's nie bloot 'n Christen dokter nie. Jy gebruik medisyne om mense met Christus te bedien. Jy's nie net vanmôre 'n Christen besigheidseienaar nie. Jy verteenwoordig Christus se leierskap in jou besigheidsomgewing. Ons werksplekke word ons sendingterrein. En Jesus het aan jou en my dieselfde opdrag gegee. Gaan en maak disippels van alle nasies, van alle mense. En watter groter voorreg as die mense wat naby aan jou is. Jy sien, ons dink baie keer ons moet na Judea toe gaan en ons moet Samaria toe gaan. Maar dalk is hierdie baie nader aan ons as wat ons aanvanklik gedink het. 'n Groot deel van ons opdrag vind in ons alledaagse lewens plaas. Ons werk en dit wat ons doen by ons werk moet ook nie in kontras staan met ons lewe vandag in die kerk nie. Jy sien, ons werk moet ons getuienis en dit wat ons sê ondersteun. 'n Werktuigkundige wat onverskillig werk, beskadig sy getuienis. 'n Leier wat werknemers sleg behandel, verswak sy getuienis. 'n Besigheidspersoon sonder integriteit sluit deure vir bediening. Uitnemendheid bou vertroue. Integriteit bou invloed en karakter open gesprekke. Jy sien, mense is dikwels meer bereid om die evangelie te hoor wanneer hulle sien hoe dit deur ons werk uitgeleef word. En vanmôre wil ek dit onomwonde sê. Daar's mense naby aan ons wat uitroep na iemand om 'n impak in hulle lewe te maak. En mense kyk na ons lewens en mense gaan hulle lewe nie oopmaak as hulle nie voel
hulle gaan ons kan vertrou met dit wat hulle deur gaan nie. Die wêreld smag na hoop. Die wêreld smag dat hulle geliefd sal wees. Die wêreld smag vir antwoorde oor hoe hulle 'n lewe in volheid kan leef. En ek en jy is daardie antwoord. Jy sien, die Here gee vir jou en my hierdie mooi uitnodiging. In Matteus 11 vers 28, hy sê, kom saam met my en werk saam met my. Leer van my die ongeforseerde ritmes van genade. Jy sien, die Here weet ons en verstaan ons, kan vanmôre in 'n oomblik die hele wêreld op hulle knieë dwing. Maar hy kies jou en my as sy voorkeur voertuig. Hy kies jou en my, want ons kan hierdie ongeforseerde ritmes van genade beleef. En hoe beter om vir iemand te verduidelik, hoe proe 'n lekker skaap ribbetjie om die vuur, wat stadig gebraai het, en die vet wat afgedrup het, hoe beter vertel jy iemand van hoe daai ribbetjie proe, as jy hom nie geëet het nie? Kom saam met my, en beleef die ongeforseerde ritmes van genade. Jy sien, let op, hy sê nie vanmôre, werk saam met my nie. Hy sê nie, werk vir my nie. Hy sê, werk saam met my. Dis 'n groot verskil. Dis 'n baie groot verskil. Jy sien, ons beleef dan nie die druk van werke nie, maar ons beleef hierdie samewerking, hierdie wisseling. Sy krag word my krag, word my bron. My inspanning vir sy krag word van my afgehaal, want hy werk in my en saam met my. My angs word vrede. My beperking word sy heerlikheid. Jy sien, dit beteken nie werk word makliker nie, maar die las van werk word ligter, omdat ek en jy dit nie meer alleen dra nie. So prakties, hoe leef ek en jy dit uit? Staan ek maandagoggend op en ek gaan werk toe en ek sê vir julle almal, julle sondaars almal hier, kom gou hier. Kom sit in die, voor ons begin met die werk, wil ek julle net gou 'n paar dinge vertel oor hoe ek dink julle moet leef. Nee. Ek wil begin deur te sê, laat vaar die las van selfgenoegsaamheid. Alles hang nie net van jou en my af nie. Vertrou die Here met dit wat ek en jy nie kan beheer nie. Spandeer tyd met hom. Vra hom, Here, wat moet ek bring vandag? Hoe moet ek interaksie hê? Hoe kan ek 'n verandering bring? Want verandering kom deur te erken, verandering is nodig. En dat ek die vervoermiddel sal word van die verandering wat die Here wil sien. Vrugbaarheid vloei uit verhouding. So ek en jy het nodig om te kies om in hom te bly, eerder as om voortdurend in ons eie krag te probeer. Dalk het ek en jy nodig om op 'n maandagoggend voor ons gaan werk te bid en te sê, Here, as die draer van die heerlikheid, nooi ek U ook, al bring ek U saam, dat U teenwoordigheid in my werksplek sigbaar sal word. Sien, is 'n ander manier oor hoe ek bid. Want baie van ons bid en sê, Here, gee my krag, of gee my wysheid en nie krag nie. Want anders slaan ek dalk 'n paar mense dood by die werk. Help my dat ek net deur hierdie week kan kom. Here, ek vertrou U, dat wanneer ons daai begrotingsvergadering het, ek dit nie gaan verloor met Kosie daar in die agterpunt, wat altyd vra van, gaan daar 'n Coca-Cola masjien in die hoek wees? Ja, maar kan ons begroot vir die koeldrank? Is 'n ander gesindheid om te bid om deur die week te kom, as om te sê, Here, help my om 'n verskil te maak in my omgewing hierdie week. Stel 'n kultuur binne jou werksomgewing om te bid. Die belangrike vergadering wat ons nou net gesê het van die begroting, kan ons vanmôre net vir die Here vra om ons te lei voor ons hierdie begroting land? Ek sal sommer vir ons bid. En skielik begin ons 'n kultuur van afhanklikheid kweek deur klein dingetjies te doen. Sy wysheid te besoek en te soek vir besluite, om op sy krag en insig te vertrou. En dat ons
streef na uitnemendheid en integriteit, dat ons in ons werksomgewing altyd ons bes sal doen. Jy weet, baie keer kom jy in sekere omgewings en dan sê hulle werknemer van die maand en dan het hulle 'n foto van hierdie persoon. Ek en jy is veronderstel om die beste werker in ons omgewing te wees. Daar is veronderstel om nooit klagtes of enige slegte verwysing na ons toe te wees nie. Hoekom? Want Christus, God die Vader, die Heilige Gees, is God van uitnemendheid. Alles wat hy gedoen het, het hy goed gedoen, het hy mooi gedoen, het hy perfek geskape. En ons as die draers van sy teenwoordigheid en sy heerlikheid, dis hoe ek en jy hom moet uitstraal in elke omgewing waar ons is. Jy sien, ek en jy het 'n postuur nodig waar ons werk en in ons omgewing van ons werk met ons hele hart uitdrukking gee daaraan. Laat sy karakter die kwaliteit van ons werk bevestig. Mag ons werk Christus weerspieël. Mag ons werksplekke sien as ons sendingterrein. Elke gesprek, elke besluit, elke uitdaging, elke geleentheid word 'n manier om heerlikheid te bring aan hom en om hom te verteenwoordig. Ek sluit af. Die wêreld sê werk harder, want ek het 'n kommoditeit by jou nodig. Hoe harder jy werk, hoe meer geld maak ek. Jesus kom en hy sê, bly in my. Die wêreld sê sukses kom deur meedoenlose inspanning. Jesus kom en hy sê, vrugbaarheid kom deur verhouding. So ek en jy het die voorreg om hierdie na ons werksplekke toe te bring. Te verstaan vanmôre, die Here het werk geskep. Die wêreld het dit probeer verander in iets wat dit nie is nie. Maar Jesus kom en hy herstel die begrip vanmôre in jou en my hart. En Jesus het verder gekom en hy het beide ons doel en ons gesag kom herstel. So ek en jy hoef nie net werk te oorleef nie. Ons hoef nie net onsself dood te werk sodat ons eendag op pensioen kan gaan en dan kan begin leef nie. Hoe hartseer is dit? Maar om ten volle te leef en voluit te beleef in ons werksomgewing, want voluit kom in gehoorsaamheid aan die opdrag en die mandaat wat aan ons toevertrou is. Voluit kom deur hom te reflekteer in elke omstandigheid en te verstaan wie ek is en waar ek in pas. God stuur jou en my na ons werksplekke toe met die wete, die Here het jou daar geplaas. En dalk moet jy vanmôre net saam met my vir 'n oomblik jou oë toemaak. En dalk vanmôre bely, Here, ek het al hoeveel keer gesê ek hou nie van my plek nie. Ek hou nie van my werk nie. Ek hou nie van hierdie mense nie. Dalk het ek en jy vanmôre nodig om te sê, Here, vergewe my. Want hoe kan ek verandering bring as ek nie hou van waar ek is nie? Dalk moet ek sê vanmôre, Here, ek sal getrou wees aan die mandaat tot U my skuif. Maar terwyl ek hier is, sal ek lief hê, sal ek dien, sal ek gee, sal ek versorg, sal ek hoop bring, sal ek verandering bring, tot en met U my skuif. Sal hierdie my liefde word. En ek wil weer sê, dit beteken nie ek gaan dit môre voel nie. Maar liefde het 'n uitdrukking. Ek kies omdat ek gemandateer is deur sy wil. En as jy vanmôre dit sê, dan wil ek by jou dit vasmaak. En jy dit sal hoor vanmôre. Jy's nie toevallig daar nie. Jy's nie in die omgewing waar jy is toevallig nie. Toeval het niks met dit te doen as ek en jy kinders van God is en ons verstaan ons lewe is in sy hande. En dat hy ons lewe stuur en bestuur. Dan moet ek vanmôre verstaan as ek dit bely, dat waar ek is, in die seisoen waar ek is, deel van God se plan is in my lewe. Hoor vanmôre, God het jou en my alreeds toegerus. Die Here wandel alreeds saam met jou en my. Die Here het jou en my alreeds bemagtig.
Elke taak, alles wat ons doen, word 'n uitdrukking van ons aanbidding aan hom. Elke plek, elke werksterrein verteenwoordig hier vanmôre, word 'n gemeente, word 'n sendingterrein, en elkeen van ons is die bedienaar van daardie gawe aan daai omgewing. Jesus sê, wie in my bly en ek in hom, sal vrug dra. So terwyl elke oog gesluit is, wil ek hê jy moet vanmôre hoor hoe die Here in jou en my lewe inspraak lewer. Hoe die Here vanmôre vir jou en my sê, gaan werk met doel. Gaan werk met uitnemendheid. Gaan werk saam met Christus. Wees missionaal en bring die verandering. Herstel en vestig my koninkryk in jou omgewing. En ek wil jou vanmôre beloof, ons sal sien hoe die Here ons gewone werk verander in buitengewone impak vir sy koninkryk. Here, vanmôre verstaan ons en hoor ons die roep en die roeping op ons lewens. U het ons geroep in die werksomgewings waar ons is. Ons is nie net toevallig daar gesit om net 'n salaris te verdien en my kop laag te hou en nie golwe te maak nie. Nee, Here, U het ons aangestel en het mense in ons omgewing toevertrou, sodat ons hulle sal help en begelei om die volheid van wie U is in hulle lewens te beleef en hulle te herbelyn met hulle God gegewe doel. Om in verhouding met U te wees en daai verhouding weer te gee en te help vestig aan ander mense. Here, vanmôre verstaan ons werksplekke word ons sendingvelde, word die plekke waar ons die koninkryk vestig, waar ons hoop bring, waar ons genesing bring, waar ons aanvaarding en liefde bring. En nie net van maandag tot Vrydag soeg om 'n naweek te hê en maandag weer te verwens nie. Help ons om ons ingesteldheid te verander en te leef met die ingesteldheid wat U bedoel het toe U werk gemaak het, 'n plek waar ons heers en 'n plek waar ons U sigbaar maak. En ek eer U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Amen.